Die gewigtige Bernardine Breed moet liewer van acting vergeet, want sy is te mollig, te groot vir die kollig en feitelik te breed vir die eet. Dames en here, Philip de Vos praat raak. Om dik te wees is so swaar die verlede agter, nog meer die toekoms voor. Ons is egter hier met goeie nuus. Ons vier sê, daar is niks fout met bietjie feetjies om die byt nie. Kyk, as jy nou groot soos 'n voorstad raak, dan moet jy iets doen. Maar 'n normale kurwe hier en 'n ronding daar is die fout nie. As jy kort en dik is, soos 'n petrolblik, moenie treur nie, want agter elke fantastiese vrou is haar agterstewe, so deel daarmee. Dames en here, ons vier is dit eens dat meisies maar volgens vandag se standaarde mos so dik soos 'n petrolblik mag wees. As dit is so jou gene geval het, hoekom sal jy aanhou stry teen die prikkels van die selle? O nee, die boodskap aan die millenniumeisie is, jy is beeldskoon nes jy is. Vet of maar, jy mag maar. Die nuutste neiging in gesondheids- en skoonheidskringe is om terug te beweeg na normale kurwes. Wel, ons is optimisties en voortvarend. Ons sê nie oor die ark se deure oopgooi en laat gaan nie. O nee, ons sê egter, wees gesond. Geniet jou lyf in die lewe. Maar aanvaar 'n kurwe hier en 'n ronding daar. Groot is mooi. Daar is 'n internasionale neiging om terug te beweeg na normale kurwes. In haar boek Fuel Up, A Girl's Guide to Healthy Eating, stel die volgende kenner my standpunt volmondig. Dieetkundige Dr. Leslie Lefchuk van New York. Vroue moet fokus op dit wat hulle liggame kan doen, eerder as hoe vet of hoe maar sy is. Elke liggaam is 'n unieke stuk ingenieurswese, 'n wonderwerk. Dit is tyd om 'n aantal definisies van mooi te aanvaar, eerder as net een stereotype. So, ons is nie op 'n vetsug versigtiging nie. O nee, ons sê egter ja vir gesonde rondings. Kyk, Tansina van A.G. Physics se gedig was obese. Vet. As ou Tansina straat oploop om antipon en spek te koop, sê die wat pad maak, dank die Heer, en sit al swaar stampers neer. Verlede Sondag in die kerk merk ek nog weer die wonderwerk, die eienaardigste geval. Sy wou gaan sit, toe sit sy al. Kom stipte meester van der Doel, 'n paar minute laat op skool. Dan sê die kinders, weet jy wat? Tansina was seker in sy pad. Haar val was sonder blom of smet. Die oorsaak van die dood, net vet. Nee, Tansina, ons sê wees gesond. Ongesond vet is nie goed vir die gesondheid of medepassasiers nie. Lemay gaan 'n aardskitting beleef, waarna Martinet 'n hartseer storie gaan ervaar en dan gaan Kay 'n lang storie kort maak. Klein of groot, plat of rond, aanvaar jou agterstewe. Dankie. Lemay, en nou vir 'n aardskitting? Dankie, Ronel. As jy jou voet neersit en daar's 'n aardskitting, het jy 'n impak gemaak. Soos bekende aktrise Bertha de Roo se film genaamd O Vet. Sy speel die hoofrol saam met 'n ander goed gekerfde vrou. Inge Paul is 'n regisseur en 'n draaiboekskrywer. Bertha de Roo sê op netwerk24.com met toegang op 2 Desember 2024 dat vroue die rede is hoekom sy 'n fliek soos O Vet speel. Baie vroue stres oor hul figuur en vergeet om te leef. Werk aan jou verhouding met God en dit is wat jou eintlik weeg. Leef gesond, oefen en aanvaar. Jy is meer as wat die skaal sê. Net so, Bertha, daar is dit. Uit die perd se bek. Gelukkig vir sy vroue soos Bertha, ons ware gewig is in ons geestelike krag. So, wat is die waarde van jou eiendom? Amerikaanse tennisster Serena Williams het gesê, ek dink 'n glimlag kan 'n lyf maak. My glimlag is my gunsteling deel van my lyf. Soos as jy op die skaal klim en hy sê, net een op 'n slag asseblief. Of as jy jou eie poskode nodig het, aanvaar dit. Wie wil nou die norm van 'n nommer 32 of 34 wees, as dit nie in jou gene is nie? As jy gesond is en binne jou grense leef. Behalwe as jou grense Botswana is. Ja, dames en here,
Bekende sanger Adele het ongesonde gewig afgeskit, maar is steeds 'n volronde vrou. Sy het aan die Daily Stars 25 Mei 2024 gesê, sy wou nog nooit model maar of 'n voorbladnooi wees nie. Sy verteenwoordig die meerderheid vroue en is trots daarop. Ons is dogters, sissies, ma's, tannies, onderwysers, werkgewers en vriendinne. Jy is meer as jou jippe. Jy is beter as jou boude. Jy is meer as die somtotaal van die gewig op die skaal. Al vertel die skaal 'n vervolgverhaal wat Herhaal en herhaal. weet net, jy is meer. Letterlik. As jy meer is en daar meer is van jou as wat jy beplan het, maak die meeste van die saak. Jy het ten minste baie om mee te werk. Dames en here, u sal saamstem. As jy skaam kry vir jou lyf, kry jy nie behoorlik geleef nie. Net omdat jy nie genoeg selfvertroue het om jou ding te doen nie. Moenie so stres oor jou gewig nie. Die boodskap in die lig is duidelik. Wees jouself en wees in. Ja, dis is 'n laatnag advertensie. Maar wag, daar's meer. Soos the Valley of the Waves met al die ekstra aantrekkings. My maar niggie sê, sy gebruik supergol as lipglans. 'n Optimus is wanneer 'n meisie 'n bult vir 'n kurwe verwar nie, maar ons weet, klein of groot, plat of rond, aanvaar jou agtersteewe. Dankie Lemay. Dit was aardskittend. Ook maar goed so, want Martinet, jy sê hy voor hartseer en verdriet. Ja, Renal, groot verdriet, vet verdriet. Navorsing deur die Britse regering, Schools Health Education Unit, sê meisies bekommer te vroeg oor gewig. 1/3 van laerskoolmeisies dink hulle is vet. Hulle het 'n verwronge beeld oor maar en vet en dit lei tot bulimie en anorexia. Dit is skokkend dat daar soveel pro-anoreksiese webwerwe vir meisies vir mekaar raad gee oor hoe om uitgeteer te wees en so te bly. Hulle ondersteun mekaar om hongersnood min te eet en moedig mekaar aan om hoogs ongesonde dinge te doen, net om in 'n niks groote denim te pas nie. Daar is ook foto's en aanmoedigingsmateriaal om mekaar mooi van die wal af in die sloot te hou. Ek maak kapsie. Ek protesteer. Ek rebelleer. Dis net hartseer. Dankie julle. Ek sekondeer alles. Hulle voer mekaar op meer vindingrykheid as bestanddele. Ja, my ouma sê alweer, as jy party soorte kosse by party soorte mense sonder wyn gebruik, is dit 'n ontnigtering. Maar kyk, hierdie meisies doen verseker 'n drakoniese dieet. Dun of dim, deur dun en dik. Ek wil net na nuwe jaar begin dun raak. Dan raak ek na 3 weke dik daarvoor en word dit weer dik. Man, vanaf ek begin laafet margarine en laafet jogurt eet, het ek al 3 laafet verloor. Grappies op 'n stokkie. Anoreksie en bulimie is egter 'n groot probleem en kan selfs as hedendaagse epidemies beskou word. Dr. D. Dawson skryf in haar boek Anorexia and Bulimia, die samelewing speel 'n groot rol in die vorming van jong mense se selfaanvaarding en denkpatrone. Aanvaarding van jou lyf en om beheer te laat gaan is die kern van anoreksie probleme. En meisies doen ook enigiets om so maar te wees. Rook, vingers in die kele afdruk, sluk 'n pil vir die beide wat se drill, kou aan die soveelste selfde selderystokkie en eet nog 'n bokplaar en is so omgeellie. En hulle sê, nee man, ek is nie kwaad nie. Ek is honger. Ons smeek jou, eet iets ter wille van ons ander. Aanvaar jou agtersteewe. Jy's toe nie so dik soos wat jy gedink het. 'n Dieet is vir dik mense, wat dik is daarvoor. Stemme klik op teen body shaming, oftewel liggaamsvergrysing of lyfaftakeling. Niemand het die reg om kommentaar te lewer oor jou lyf of om jou lyf te stereotipeer nie. Dit is sosiaal taboe om iemand oor ras, geloof of geslag te beledig. Weet julle, daar is haatspraak met 'n plek daarvoor. Martinet, dit is iets om dop te hou, verseker. En jy sê die samelewing is deels te blameer. Verseker, die vals foto's van planktonmodelle wat maarder geborsel is alles deel van die maarder is mooier jok.
Kelly, oor na jou om 'n lang storie kort te maak. Ja, Ronel. Ek knip lang stories kort. Dames en here, foto's jok lekker. Op apodi.com neem vrouens standpunt in teen 'n kultuur wat ons wil laat glo. Rietskraal is 'n moed vir mooi. Deur dik en dun sal ons saam staan om hierdie leen te besweer. Die media hou vir jare lank botterbeelde voor ons. Hulle lieg sodat botter nie in hulle monde kan smelt nie. Hulle verkoop perdedrolle vir vye. Die nare waarheid is die rare waarheid. So, kyk mooi. Borsel die jippe uit en borsel die bilte weg. En 1, 2, 3. Sy is perfek. Maar die sy in die foto is 'n lang storie met 'n kort einde. Dis 'n valstandaard wat ons na ons eie sterte laat jaag. Daar is egter ligpunte. 'n Aantal mode en skoonheidsprodukhuise het besluit om teen hierdie stroom in te beer. Hulle sit voet neer en besluit om die naakte waarheid te vertel, met meisies en modelle wat die ware Jakob is. As jy kort en dik soos 'n petrolblik is dit. Die bekende Amerikaanse modehuis American Eagle het in 2014 reeds besluit om hulle modelle nie meer te Photoshop nie, om 'n meer realistiese weerspieëling van die model te gee. Dit het veral goed. Verkope het met 10% gestyg en aanhou styg. En bo alles het vroue se selfbeeld sommer 'n hupstoot gekry. Groot is mooi. Dit is deel van 'n internasionale neiging om terug te kom na normale kurwes. Bekende kettingwinkel H&M se veldtog om alle soorte skoonheid te vier, is 'n klinkklare bewys dat die gety gedraai het. The Guardian Koerant September 2023 berig dat die nuwe Real Women veldtog se advertensie en modebedryf se koppe in skaamte behoort te laat sak. Die rad voor ons oë is duidelik sigbaar. Net soos die ware modelle voor ons. Dis so 'n vrou regtig lyk. Hallo? My pa sê juis, hy het ervan om mamma goed te kan sien. Hy hoef nie te ver te kyk nie. Dankie julle. Dames en here, met 'n aardsketting, 'n hartseer verhaal en 'n lang storie, het ons bewys dat jy gesond en gelukkig in jou gene moet wees. Want klein of groot, plat of rond, aanvaar jou agtersteewe.